vreemd om 11 spanne te hê op die... Ja, dit was nogal. Gaan daar so by Red Bull. Hulle het op die ou end, ek dink, baie goed gelyk. Charles het lekker gery. Hy het nie, Kali, Hulle het in hulle livery uitgekom met 'n redelike groot hoe mense sidepods wat mense dit opening. Ja, soos die basic. Ja. Basies kat. inhoud, maar almal Ja. en toe daag hulle by Bahrein op. Williams, definitief die ouens wat die meeste laps geklok het. Goeienaand al die 5 ligte kykers, Kali. Eddie. Hier is ons ou. Ja. Dit is die Amper sê ek die begin van die 2 vir 1 en 1 vir 2. Ja, behoort. Sonne. So, ons dink vandag aan die manne was voorreg. Ja. Wat so 'n bietjie Die artikel saam met ons gedeel het. nee, Arnie sê hy voel soos Kyalami, nog gebeur niks. Ja. Behalwe net werk nie. En Rian het 'n kopseer. Okay. Naweek was moeilik. Ja. Rassie vat so net so 'n bietjie tyd uit met die familie. Sterk daar vir Ras. Ja. En dan en dan is dit ek jy. Maar kom ons doen. Ek voel ek mis iets, maar Dit doen nogal, né? Kali, nou het ons die tweede geheimsinnige toets gehad. Jesus, teleurstelling was dit nou nie. Ek was so gereed om aksie te kan sien en ek kry net nêrens iets nie en op die ount is dit net die Timing wat hulle vir ons wys. Ja, weet jy, ek moet sê ek het die timing nogal geniet. Tot 'n sekere mate, want ek gaan na die plek toe waar jy head-to-head gaan. Dis reg. Dan begin jy kyk wie throttle gebruik en al daai goeters en dit was nogal interessant en ek dink ons gaan nou 'n bietjie daar kyk wat Audi gedoen het. Maar ek dink eerstens dis regtig vreemd om 11 spanne te hê op die... Ja, dit was nogal, né? Ek meen, dis die eerste keer in Wanneer was dit? 2 dekades wat ons weer 'n span op het. Vir dekade, sorry. Dis nie so lank nie, dis dekade. Voel lank. En ja, ek dink dit is regtig lekker. Hulle lyk nie goed nie. Ek weet nie, ek begin wonder oor ou Perez daarso, maar ek moet nou nie te vinnig oordeel nie. Die seisoen het nog nie begin nie. Ook waar seker. Ja. Maar kom ons gaan gou. Dit was testing vir 3 dae in Bahrein. Dit was maar die top spanne wat maar redelik goed gedoen het. So kan al jy nie daar vir ons net bietjie deurgaan en net vir ons ook die insig sê daarso oor elke span wat daar tot by Audi gaan en dan sal ek die res doen nie. Okay, ja, ons begin daarso by Red Bull. Hulle het op die ou end, ek dink, baie goed gelyk. Hulle was redelik stewig, konstant. Spoed was daar van Max. Obviously, ek dink ons gaan ook seker net 'n bietjie meer gesels oor hoe die manne die karre ervaar. Ja, Formule E op steroids. Dit sê. Dit was baie interessant nadat ek het daai onderhoud eers gehoor nadat ek gehoor het weer hoe fantasties Max ewe skielik die afgering en al daai goed kon doen. En dit is almal het ewe skielik gepraat van ouens, Max gelyk gevaarlik. En ewe skielik kom Max uit daai het voel soos Formule E op steroids. Ja. Well, dis is okay, dankie Max. Dit is verseker. So, maar ek moet nogal sê die Red Bull kar het nogal redelik goed op hulle tyd. Ja, gelyk glas livery net nie weer goed nie, nee. Die Sebastian Vettel daar, hè. Ek hou regtig daar. Ek het nogal toe hulle dit uitgebring het ek nogal gedink, wow, ek het daar nog nee, ek is die glass paints raak cool. Ek moet vir jou sê, dit is nogal lekker om dit te sien. Ja. Mercedes het ook lekker konstant gebly. Hulle het toch al baie betroubaarheidsissues gehad, né? Ekskuus, ek sê nou konstant, maar hulle het vinnige spoed gehad, maar hulle het actually so 'n paar snacks sig tussendeur gehaal. I mean Alpine en ja. wie is die ander span wat ek het, McLaren.
Ja. Weet, en hulle self het ook 'n oggend met Kimi Antonelli, ek dink die laaste oggend het hulle het hulle lank gevat voordat het hulle 'n hidroliese issue gehad. Ja. So hy's vinnig. Hy's vinnig, maar is hy betroubaar? Dis die groot probleem. So, maar soos hulle sê, jy wil hê al die issues moet uitkom in testing en nie in die races nie. So Dis waar, né? So dis nie noodwendig dat ons kan sê maar dit is hoe hulle seisoen gaan lyk. Maar nog steeds die kilometers vir die ouens opgeraap het in hierdie test was incredible geweest. Ek bedoel ons praat van die topspanne wat oor die 400 kilos laps opgejaag. Ja. Hulle average hulle van hulle het so 160, 170 laps 'n dag gedoen. Yes. Net met een driver. Verstaan jy? Dis mal. Dis omtrent 2 Grand Prix op een dag. Dis baie mal. Ja. Ja, so en dan het ons Ferrari gehad. Ferrari lyk heel goed. Lewis het wel heerlik uitgespin op sy eerste sessie uit. Daar met draai, maar nou gaan ek ook daaraan by sê. Kom ons wees daarom nou regverdig ook oor die hele grid. Daar's maar 'n klomp ouens wat uitgegooi het. Nee, spin het. Ja. En ons kan net 'n bietjie, ek het 'n interessante ding ook gehoor, eintlik meer op die straights, wat iemand 'n baie interessante vergelyking gemaak het. Ja. Maar ek sal net daaroor iets sê. Maar Charles het lekker gery. Hy het nie Kali ek weet nie, ek het nogal gevoel, weet jy wat, Charles het vir my meer gemaklik gelyk in die kar as Lewis. Ja, met alle eerlikheid. Ja. Ek dink daar's baie om ingewoond te raak vir die drywers. Jy het nou overtake mode, boost mode en dan moet jy nou die verskil ken waar gebruik jy wat. Wanneer watter knoppies? Ja, presies. En dan nou effektief die aerodynamic, maar wat ek wil uitlig by Ferrari is hulle was vinnig en toe bring hulle 'n opgradering op dag 3. Jy's reg. En was 'n nuwe vloer, front wing, jy weet, daar was 'n paar suspension stukkies agter. So toe ewe skielik voel Hamilton en Leclerc baie meer comfortable in die kar en ek bedoel, toe was hulle hulle was wit warm. Ek dink tot Lewis was maar net 3/10 van die pace van Kimi Antonelli se vinnigste tyd op die laaste dag. Maar ja, ek bedoel die grootste woord wat rondhardloop in testing op die oomblik is maar sandsake. So nee, verseker. Wie sandbag en wie sandbag nie. Ek vir jou ek wil amper sê my volgende een is wil ek sê is definitief. Ja. Wel. In die volgende ene is McLaren waarvan ons gaan praat. Weet jy wat? Ek is eintlik 2 opinies. Ek is nie seker of hulle gesandbag het en of hulle eerder gegaan het vir kom ons kry net soveel as moontlik kilos nie. Want hulle het baie gehardloop op die medium en hard tyres. Hulle het baie kilos op hulle opgesit. So dit was asof hulle vir my meer wou kilos opbou. En kyk waar is die kar, hoe lyk hy, hoe voel hy, in plaas van om te kyk waar lê die ding se spoed. Ja, ek dink hy mis vir my daai van verlede jaar. Ja, dis net daai hy het altyd daai ekstra bietjie downforce, ekstra krag, ekstra torque. Ek weet waarvan jy praat. Daai ietsie ekstra mis. Dit voel vir my dit het geskuif. Ja. Jy weet, en ek weet nie mooi, jy weet, ons maak nou baie grappies met jou en Arno op die F1 grappie. Maar ek meen McLaren lyk nie sleg nie, maar hulle lyk definitief nie soos the class of the field soos verlede jaar nie. Definitief nie. Dit is vir my baie interessant. Weer eens dit laat my man net wonder oor die development tyd van verlede jaar en ek dink dit gaan om te druk vir die championship, maar ja, kom ons kyk, hulle is definitief uit nie. Nee, ek gaan van die voorste. Hulle en Williams het die meeste. Ja, ek dink dit is 421 of iets in daai lyn. Het hulle die meeste kilos geklok. Ja. Jy weet in lap. So ja, kom ons kyk daar. Ja, en dan is vir Haas. Okay, wat is your impression daarso? Haas was vir my al redelik verrassend. Ek hou nog steeds van hulle kar. Want is dit die dalk is dit, nee. Ek is dalk bevooroordeel. Maar daai GR wat daar agter staan, ek weet nie, ek het weer gehoor Kim Ilman,
daai fotograaf. Ja. Formule 1 fotograaf, dis nou weer een van sy minder aangename liveries. Ja, ek hou nie van so groot van daai nie, maar ek weet jy, daar's iets daarin wat vir my mooi is. Ja, ek sou nou so 'n bietjie, as ek haas was, sou ek net so 'n bietjie net teruggegaan het in tyd en weer daai splash of red and white so oor die neus soos die Panasonic Toyota van die V10 eer. Yes. Dis net om, weet wat nee, ek dink om so 'n bietjie nostalgie terug te bring. En daar is nog 'n spanne wat dit gedoen het. Ja, soos Ferrari wat lyk soos 'n Colgate karretjie, maar ons het nou hier ons daar's hy pragtige 1979 Villeneuve, Gilles Villeneuve kar. Dis toevallig die jaar wat Jackie Stewart, Jody Scheckter gewen het. En die enigste Suid-Afrikaanse Formule 1 wêreldkampioen en dit is 'n Ferrari. Ja. Jy weet, en die kar het ook hier Kai Lamy gewen. Dit het en dit is 'n baie spesiale motor. So Kali, well done vir jou koopie wat jy hier gemaak het, want genade, dis mooi. Dit is 'n mooi kar. Enige iemand wat enigstens Formule 1 volg en 'n redelike aanhanger is, sal die waarde van hierdie karretjie baie waardeer. Ja. Lekker. Ek glo. Laat maar ek dink oor die algemeen Ollie het 'n paar interessante draaie gemaak. Love it. Kom ons praat 'n bietjie oor Audi was interessant. Ek dink hulle livery het uitgekom met 'n redelike groot, en dit is interessant, ek het nogal hierdie een ook, weet ek dit, iemand het ek ook iewers ter 'n podcast raak gelees of gekyk. Seker om 5 ligte, Kali. Dit moet wees. Kan net hierdie intelligente ouens gewees het. Hulle het in hulle livery uitgekom met 'n redelike groot hoe mense sidepods wat toe mense dit open. Ja, dis die basic. Ja. Basies wat maar almal ja. En toe daag hulle by Bahrein op en toe sit so 'n redelike smal dingetjie. En wat vir jou eintlik weer terugvat, sê dit, na 2022 toe Mercedes se zero pods. There we go. Maar dis die deel wat vir my toe nou interessant was, wat ek raak gekyk het, is dat hulle het hom verduidelik dat waar Mercedes en ek wil amper sê 'n smal karretjie geraak het Audi gegaan en hulle die pod se shape gehou. So hulle kry die lugtoevoer wat ek wil amper sê van bo die kar af na die agtertoe beweeg, het hulle nog steeds daai mooi vloei wat deurkom. So hulle het nie daai wind, ek wil amper sê deel verloor aan betref. En so dis nie hulle verloor nie hulle kry uit nie meer drag nie. Yes. So daar's nie 'n verstoring daarin van aerodinamika en setup en hy sê van balans af. Jy weet die Audi lyk goed, né? Hy lyk goed. Ja, nee, ek moet vir jou sê ek het die Audi het nogal op het redelik goed gelyk verbaas. Ja. Ek het op 'n stadium dis 'n wonder of Audi dit gaan maak, maar ek moet sê Audi het by eind nogal redelik, en ek dink Nico Hulkenberg wat so 'n bietjie ervaring het, kan baie bied. Ja. Gee baie goeie terugvoer vir die ouens daar in die garage met die mechanics en daai manne. Verseker. Dan kom ons kyk bietjie na Williams. Definitief die ouens wat die meeste laps geklok het, of een van die spanne wat die meeste laps geklok het. Hulle speel bietjie inhaalwerk. Ja. Maar impress my. Ek is nie vreeslik mal oor die shape van die kar nie. Ja. Daai lang sidepod vent wat hulle agter het vir koeling, wat hulle so half van 2025 af oorgedra het. Ja. Ek is vreeslik mal oor nie, maar dis ook een van my gunsteling. en die shape van dis nie 'n baie aantreklike kar nie, maar hy is definitief in die midfield. Ja, en hy lyk vir my konstant en ek amper sê nog 'n betroubare kar ook. Presies. Fantasties. Definitief het hulle gefokus op reliability bo spoed. So kom ons kyk, miskien nou in test 2 dink ek definitief gaan ons al die spanne sien bietjie meer die krane oopdraai, bietjie setups begin toets en regtig die karre indial, jy weet soos ons sê, sodat hulle dit beter kan verstaan. So ek dink ver weg. Nee, glad nie. So ek dink Williams het definitief as een van die wenners uitgekom uit die eerste test. Ja.
Dan ons Cadillac span, ons tweede Amerikaanse span op die grid, paar tegniese foute. Ek dink is maar 'n styl, 'n leerkurwe vir hulle. Ja. Maar ek dink weer eens Bottas en Perez se terugvoer aan die span help hulle Vinniger vorder as wat hulle dalk met 'n rookie of 'n baie jong bestuurder sou doen. Sal ek definitief hulle gee daar en ek dink dis hoekom hulle gekies het. Ek dink ook, ek dink dit was op die ouend. Ons mag dalk nou verskil in 'n sekere mate dalk oor Perez selfs nog steeds of 'n goeie keuse was. Ja. Maar weet jy wat? Ek dink op die ouend vir die terugvoer en daai ervaring, jy kan nie dit koop nie. Nee, en ek dink jy weet Kala, hulle het as daar span is, as ek gesien het iemand maak 'n lock-up, is dit 'n Cadillac. Ja. Jy weet, so definitief iets daar werk nog nie heeltemal. Ja. Ja, is nog nie glad afgevoer. Dis nog nie synchronized swimming daar vir hulle nie. Verskil nou vir my hierso tussen Cadillac en Audi is. Audi is oorgekoop of Audi het vir Sauber oorgekoop. Ja. So daar was reeds 'n gevestigde span, dinge het gehardloop. Ek wil amper sê daar was 'n gevestigde F1 kultuur en hulle het fisies daai selfe pakket het hulle net so oorgegaan en ek wil amper sê 'n brandname verander. Ja. Terwyl Audi moenie 'n fout maak nie, Audi het sy eie goed ook ingebring verseker, maar hulle het fisies op basis van af gewerk of gehad om te werk, terwyl Cadillac het skoon begin van niks af nie. En ek dink dit maak 'n monster groot verskil. En ek dink dit is waar Checo en waar Valtteri gaan inkom en 'n reuse verskil gaan maak. So ek moet sê ek kan sien hoekom haar tegniese goed is in foute en waar die ouens dalk 'n bietjie met rukke so 'n bietjie gaan sukkel. Ja. Kom eens kyk, ek glo hulle sal reg wees vir Australië. Hoopelik is hulle nie te ver van die pace af nie. Ja. Ek hoop regtig ook die veld is nie so wyd versprei nie. Maar ja, dan is nogal hierdie rond in. Dit was, maar nou kom ons nou by die verrassing van testing. En dit is die nuwe Aston Martin. Almal gaan krisis bestuur, die kar is onvoorspelbaar, hy is 4 seconds af. Newey en Alonso het lank agter geslote deure gepraat. Ja. Man, weet jy, to be honest, hoeveel moet 'n mens lees daarin? Ek lees nie daarin nie, want sandbagging. Ja, ons kan sê sandbagging, ons kan sê tegniese issues. Ek kan net nie dink dat Adrian kom uit en bring dit uit nommer 1 nie. Tweedens, dis so groot die kans. Tweedens, ek dink net soos hulle het rarig net 'n klomp system runs gehad. En hulle het baie kort tydjie gehad om hulle sisteme te toets in Barcelona, nê. Ja, dis waar. So hierdie toets het nou purely gegaan oor om net myle in te kry en werkals. En ja, en ek dink die Honda engine het bietjie probleme gegee, maar ek dink nie Honda in op sigself is 'n swak engine nie. Ek dink hulle die Honda engine bietjie afgedraai. En ek dink hulle bed hom stadig in. So weer eens, ek weet dis nou waar ek kritisie het teenoor die podcasting channels wat sê, ja, ek stem Alonso en Newey het 'n dat gemaak. Dis 'n jy weet, dis 'n trap sweetjie op 4 wiele. Jy weet, dis 'n groen verkleer mannetjie. Verstaan jy? Maar niemand sou iets gesê het as Charles en Fred vir 5 ure lank in die kamer toegesluit het. Nee, maar weet jy hoekom? Want die ouens het niks om oor te praat nie. Ja. Jy weet, nou na testing kan ons bietjie gesels oor wat doen elke kar, hoe lyk ding, ons bietjie meer gewoond. Ek is nou al geïrriteerd oor die laaste uur van elke dag waar hulle vir ons moet verduidelik hoe werk die damn regulasies. Ja. Jy weet, dis is okay, ons weet overtake is wanneer jy binne 'n sekonde wees, boost is wanneer jy enige plek kan gebruik. Maar ons gaan nou oor die herlaaiing kom van daai battery, maar ja, ek dink Aston Martin swak vir my? Nee.
Nee, ek gaan nie regtig my sleg gelyk nie. Dink net hulle ry net in op Hulle het nie sigself. goed gery nie. Nee, ek dink ons gaan 'n baie ander motor sien. En daar kom al die ander spanne gaan ook ander spek motors hardloop van môre af. Wat nou Woensdag 18 Februarie is. So nee man, ek is nie gepla oor Aston Martin nie. Ek wil nog die spanne vir nou na die eerste ronde van hierdie testing, ou tegnies tweede as jy nou so wil sê. Ja, maar ek wil nog die spanne begin afskryf en sê, weet jy wat, julle daar's niks nie. Ja. Ek dink is nog heeltemal te vroeg. Ja. Laat. Ek dink kom ons highlight 'n paar goedjies gou Kali hierso. Ek dink nommer 1, ek dink Ferrari het goed gelyk. Ek dink al die 8 keer wêreldkampioen Lewis Hamilton fans het nou weer gejuig oor daar's hoop. Jy weet daar's hoop en ja. Maar ek wil net nou op alle eerlikheid net daarop aandag bring. Hy het destyds 'n meisie gehad Nicole Scherzinger. Ja. Okay, en deur die tyd. In 2008 toe hy die wêreldkampioen geraak het en 2011 en toe hulle nou ook hulle verhouding op die rotsig beland het. Ja. Was dit nie goed vir Lewis nie. Nou gaan hy uit met hoe beskryf mens so? Verstaan jy? Kom ons sê net sy sit stewig. Sy doen, verstaan jy? Sy is nie gepla oor 'n harde oppervlak glad te gaan sit nie. En is 'n hoë profiel. Ja. Almal gaan persoonlikheid. En ek dink dit is goed vir Lewis nie. Nee. Ek dink dis 'n foutjie. Dis 'n fout en ek weet dit gaan hierdie is as Lewis hierdie nie gaan deurtrek saam met Ferrari nie. Ek kan al klaar sien hoe Charles net vir hom gaan oorhand sit hierdie jaar. Ek sit en kyk in testing. Hy het laat testing. Jy weet net hoe Charles gemaklik is met die motor en al daai dinge. Lewis lyk gemakliker as wat hy in die Grand Effect era gelyk het. Ja. Hy's net hy's nog steeds van die pace af. Ja nee, hy's nog nie daar nie. So ja, kom ons kyk. Ek dink maar terwyl jy nou actually dit sê, het ek ook 'n interessante ding, het iemand 'n opmerking gemaak wat dit genoem het om te sê dat ons sit ook in 'n ander kant van 'n interessante jaar, want ons het baie kontrak of ek wil nou sê die mense het hulle het gesê die helfte van die grid is op 'n kontrak op performance base. Wat beteken as jou karre op hierdie stadium van die geveg nie lekker nie. Ek wonder hoe hulle dit gaan inwerk of kan verander. Waar Lewis is op hierdie stadium van die geveg van my, as jy nie vir hierdie jaar perform nie ou, dan kry ons vir Carlos Sainz terug. Kan ons hoop. Ek weet nie, ek het gehoor hulle praat van Ollie Behrman. Ek het daarso sy naam het ek ook al iewers ter in hier. Ja, hulle sal seker vir Ollie die kans gee. Maar ek dink Ferrari was definitief die grootste verrassing vir my. Hulle het definitief, ek hou weer eens soos die vorige episode wat julle op Spotify, Apple Podcast en op Podbean gaan luister. Dit was net 'n audio episode saam met Ruben van Drivescape. Ja. En ons het daar baie lekker in diepte gesels Kali waar ons net gesê het, jy weet, die fase benadering van Ferrari om opgraderings te bring is regtig goed gewees. En dan dink ek, jy weet, weer eens die interne stryd tussen die twee drywers is vir my nog steeds 'n nou-brainer. Gaan Lewis bietjie meer competitive wees? Ons hoop so. Dit sal goed wees vir die sport oor die algemeen, dink ek, om dit te sien. Ja, ek dink dit sal. Teen my beter wense. Ek hoor jou. Maar dit sal definitief wees. En dan het ons vandag gepraat oor
oor Audi, ek dink dit het definitief 'n paar koppe laat draai. O ja. Maar ek dink hulle noem dit die triple undercut sidepod. Yes. Okay. En wat dit doen is dit help met verkoeling vir al die elektroniese komponente en veral die battery wat nou obviously deel van die 50-50 split is. En dan sonder om te veel lugweerstand te skep. So dit wys jou Audi het nie net hier gekom om rond te speel nie. Hulle is innoverend. Ja. Hulle wil saam met die groot honde kom blaf. Verstaan jy? So om al klaar innovative te wees buite die boksie te binne jou eerste 2 tests is crazy. Absoluut, en hulle was nie onsuksesvol nie. Nee, glad nie. En ek bedoel hulle gelyk het dat ons kan sê, Audi, wat het nou gebeur het? En Nico Hulkenberg het my impress. Ja. Hy was vir my regtig consistent. Hy was. Hy weet hoe werk. Bortoleto was vir my so 'n bietjie. Ja, Bortoleto vind sy voete nog. Maar weet wat? Ek dink vir verlede jaar se rookies. Gepraat nou van hom nie net hy nie, maar laat ons van hom praat. Ek dink dit moet 'n bitter moeilike een wees. As hulle het nou vir die eerste keer 'n Formule 1 motor gery wat al klaar 'n reuse aanpassing is van Formule 2 af. En dit was ground effect en nou kom hulle in hierdie nuwe motor wat weer totaal al die teenoorgestelde. Wel, dis weer soos 'n F2 motor want dit is baie minder downforce. Ja, hulle sê mos. So maar nog steeds ek dink waar die meer ervare renjaars inkom is die mental capacity om al die goed te werk en te weet waar. En ek dink die jonger generasie is daar, maar van hulle het dalk net 'n bietjie tyd nodig om nog 'n bietjie te leer oor hoe dit gaan. Eager. Heeltemal. Dan Kalla, net so vinnig, dink jy regtig Audi se ontwerp was 'n blink idee of dink jy daar's 'n kans dat hulle selfs 'n bietjie in voet geskiet het hierso? Wel, van dit wat ek gesien het ek niks gesien wat onstabiel lyk in daai kar nie, met alle eerlikheid. So ek dink dit is 'n baie innoverende een. Ek dink is 'n beter roep gewees as wat Mercedes gehad het in 2022. Want 2022 daai motor in dag 1 al het daai ding gelyk soos 'n ek wil amper sê trekker. Wat oor reuse sinkplate ry. En hierdie kar het stabiel gelyk. Die bestuurders was gemaklik in die kar, hulle het goed gelyk, Nico veral. Hulle het gemaklik gelyk in die kar. So ek hou daarvan as hulle 'n bietjie buite die boksie kan dink. Dit is wat Adrian Newey eintlik so goed gemaak het. Presies. Want hy het daai gawe om net buite die boksie te gaan dink en dinge te omseil en omskep en nuwe goed te skep. En partykeer selfs die ou goed in te bring en dit het ek wil amper sê 'n nuwe geur te gee. So ek is op hierdie stadium van die geveg. Ek dink ek hou van wat ek sien van Audi. Of dit gaan afkom, dit sal my seker maar eers later op die werklikheid sien as hulle in Australië gaan erg meeding. Maar vir nou dink ek is positief. Ek dink daar gaan iets moois uitkom. Okay. Ja, definitief. Maar definitief my tweede span. Maar kom ons kom bietjie by die engines. Jy wil gou sê. Ja, jy's oor engines. Ek wil voordat ons by daai deel, daai eerste puntjie kom, wil ek dalk gou iets ingooi. Ek het daar 'n baie mooi analise gehoor waar hulle gepraat het. Dit gaan nou oor die spoed. Ons het almal gesels oor hoe hierdie motors potensiaal gaan vinniger wees. Wat my toe nou nogal met hierdie testing, ek is toe nou half, dit is nogal 'n interessante ene. So kom ek gaan kyk na wat het Bahrein en sien hulle dat hulle in elk geval in Bahrein is. Ek het die tye vir my gaan neerskryf hierso. Wat ek het gaan navorsing of wyswerk doen. Jesus that man. En ek gaan kyk toe maar luister gou hierso verlede jaar. Wat was verlede jaar se vinnigste tyd? En verlede jaar se vinnigste tyd was 1:29.54. En die vinnigste tyd van Kimi was 1:33. Jy's 100% reg. Ek het hom ook hier net sodat ons nie vergeet nie. En toe besluit ek maar kom ons wees nou realisties, want verlede jaar was die laaste motor in daai era na hulle reëlveranderinge gegaan het. So hulle het baie goed tyd nou al gehad. Hulle het al 'n paar jaar gehad waar hulle goed kon uitstryk. So kom ons gaan na 2022 toe.
toe die eerste daai motors die eerste keer die baan getref het. Korrek. Hulle vinnigste tyd was 1 minuut 31 sekondes en 0.72. Wat nog steeds vinniger is as wat hierdie ouens nou gery het. En wat my toe aan die een kant half gesê het, maar ons het almal gepraat oor hierdie motors gaan vinniger wees. En almal het uitgesien na hierdie vinnige motors en alles en interessant, ek sien een van die ou garde, maak toe nou nogal, en jy sal nou verstaan hoekom ek sê ou garde, maak toe hierdie analise. Hy sê, as jy gaan kyk na die laai van hierdie battery, kan jy hom amper, as jy op 'n baie eenvoudige manier gaan kyk aan hom, as jy gaan terugdink na toe ons kinders was, en het jy jou fietsliggie gekry, en jy daai dynamo gehad teen die wiel, wat jy teen die wiel moes. Dynamo, ja. Ja, en hy moes jy uit hom gecharge, dat jou liggie kan. So jy moes trap, en as hy daar teen die wiel druk, dan druk hy. So jy moes 'n bietjie ekstra trap. En hulle sê, dit is baie interessant, jy kan, asof jy op daai reguitstryd kan hoor, hy tel spoed op, en hy is eerskielik, daar is hy. En nou tel hy daai charge op, is asof hy dynamo inskop, en nou is die battery se herwinning, trek nou daai krag terug, wat veronderstel, of hy spoed, wat normaalweg daar was. Ek is so bly, want ek wil hê julle moet gou die volgende kyk op die skerm nou, want nou gaan jy ons sien, Nico Hulkenberg gaan ry net voor die pitstryd, en as jy nou mooi kyk na sy stuurwiel daar, so highlight hulle hoe hy baie vinnig afgeer, en dan is daar so 'n streepie daar waar toe hy wys wat hy net herlaai. Dis hom. Okay. En dan sal jy sien hy accelerate dan op die stryd presies halfpad. Ja, dan op daai stryd is die battery pelile. Ja. Wat beteken klaar. Okay? Ja. En wat dan gebeur is, dan kom hy van 6de af, okay? Ja. Of 7de rad, en dan op die einde van die dag, dan keer hy so vinnig af, onmiddellik charge hy weer die battery op, weet? So, dit is 'n baie fyn balans, en nou met jy as 'n driver wat agter hierdie ou is, né? Ja. Moet jy nou baie mooi gaan kyk, want daar's nou 3 liggies wat flits agter. Ja. Okay. Waarvan Williams se liggies het nie lekker gewerk die naweekie. Daar was 'n kortsluiting iewers daar. Hulle liggies was uit. Verstaan jy? Hulle solar panel. Iemand het 'n pink liggie ook al iewers uitgebring. Ja, nee, dit was interessant. Of weet wat die hel beteken die pink liggie. Ja. So in ons volgende episode sal ons 'n bietjie daai tegniese goed. Daai liggies bietjie uitpak daar en wat dit als beteken. Maar ek dink dit is net interessant, want die spoed wat jy mee arriveer in draai 1, kom ons sê is dalk on par met jou delta van jou vorige lap. Ja. Maar nou die ou agter jou het dalk boost mode of overtake mode. Maar hy kom met en hy sit in jou slipstream. Ja. En sy active aerodynamics is oop. Ja. Nou kom jy met 'n helse overspeed. Hierdie ou breek vroeër gear verskriklik vinnig af. Dit kan 'n helse ongeluk veroorsaak. Dit kan. Dit is nogal net om 'n battery te herlaai. Want ek sit en kyk nou juist daarna wat as jy byvoorbeeld, ek wil amper sê in die ou DRS trein sit, kan jy hierdie ding potensiaal anders die teenoorgestelde gebruik as wat ons nou vir Nico gesit en kyk het. Ja. Waar jy hou 'n bietjie terug, ry daai slipstream, en wanneer daai ouens se batterye kalf, dan klap jy joune. Presies. En dan kan jy maklik 2, 3, 4 karre sommer gelyk vat en op die draai. Maar dan is die nadeel, op die draai is jou battery klaar. Nou charge jy en probeer, en dan's daai ouens weer teen die tyd wat hulle opgecharge is jy leeg, en dan kom al hulle jou weer uit. So jy gaan so ek weet, overtakes is wat ons wil sien. Maar die vraag is, wil ons die hele tyd sien dat dieselfde 3, 4 mense mekaar die hele tyd overtake?
nou kom ons by die baie interessante gedeel en is 'n massiewe issue. Hierdie eerste Is die wegspring. ja, So julle sal dis 'n sien groot probleem. op die laaste aand of die laaste dag en in die aand van testing het Kolopinte om sommer amper haar gaan parkeer binne in die muur sonder dat enigiemand aan hom raak. Hy het amper sy job verloor voordat hy nog begin jaag het, maar jy? wel kudos vir hom, hy kon nog steeds in sy grid makings parkeer. Maar hier is die ding. Daai karre moet teen 11 tussen 9 en 11.000 RPM ref vir 10 sekondes lank. Onthou om daai turbo op te werk. Hy spoel. Dit werk soos 'n waier. Nie meer die MGU nie. So die MGU-H wat al die hitte en goed het, daai gasse en goed turbo toe gestoot. So daai vloei van daai hitte lig was opgesuig en dan gehelp om die turbo. So met ander woorde, daar was 'n onmiddellike turbokrag beskikbaar. Ja. Torque. Okay? Wringkrag. Okay? Mooi. Maar nou is dit nie daar nie. Nou sit ons met daai turbo lag weer daarso. Okay? So nou moet jy hom opspin. Okay? Die probleem is nou sit jy vir 10 sekondes daar in opspin. Wie gaan kyk na die ligte? Hoe weet ons almal is daar? Nou, is die ander probleem. Jy kan nie te lank daai ding opspoel nie. Want andersins gaan jy jou batterykrag begin gebruik. O, dis reg, ja. So nou waar stop jy? Verstaan jy? En as jou turbo nie opgespoel is nie, soos wat jy kan sien in testing met Alex Albon met een van sy practice, dan soos wat hulle sê, bakkie dan, jy ruk. Die kar gaan in anti-stall in, en nou deesdae as jou kar in anti-stall gaan, dan flits jou liggies op jou side mirrors. Ja. So, of as jou kar tot stilstand kom. So, dis amper soos jou hazard wat aan sit. Okay, die driehoekies is uit. Ja. Okay. En daar staan jy. En dis 'n huge probleem. So jy kan sien 'n ou kan op pole begin en teen draai 1 22ste sit. Ja, kon net sê. En as die eerste 5 of 10 karre back down, kom die ou van 15 af en hy kan derde plek lê. Ja. As hy dit reg doen. So die ou wat eintlik agter wegspring, nê? Het amper 'n voordeel vir die grootste voordeel. En ek dink daar word nou binnekort ontmoet oor hierdie situasie waar hulle hierdie probleem gaan oplos. My ding is gebruik launch control. Ja. So sit launch control in. Jy hoef nie traction control by te sit nie. Nee. Maar jy het 'n knoppie wat hom op 'n RPM, jy stel jou ECU. Yes. Dat hy hardloop. Dit is 'n mode waarin jy kan ingaan en hy hardloop die ek meen dit is 'n mixture van van fuel, die turbo, elektriese krag en jy kan dan seker maak dat as jy daar gaan sit dat jy dat jy kan wegspring. Want andersins gaan ek nou vir jou sê, gaan ons standing starts verloor, gaan ons 'n rolling start moet hê. Well, uit formation hub uit. Well, dit maak sin, want my ander bekommernis was, gaan jy waag dat die agterste kar of laaste kar in die grid eers inkom en hy staan op sy plek. Dis die reëls. En dan gaan jy dis aanvanklik maar dis wanneer die ligte begin. En dan gaan daar 'n teken wees om te sê, right boys, nou kan julle begin ref en dan vir 10 sekondes ref hulle of hoe lank hulle ook al moet en dan kan die ligte begin. Maar kan jy nou dink as dit die geval is, daai manne wat pol wegspring, se bande is dan yskoud teen die tyd as hulle wegspring. Sien jy het al die elemente. Jy het regtig jou agterste ouens wat actually op hierdie stadium van die geveg voordeel gaan trek. So dit alles klink super exciting. Okay? Maar risiko. Hoe verseker? Ek weet ek gaan weer Monza toe byvoorbeeld. Ja. Nee? Of jy gaan nou Australië toe en jy wil vir Oscar gaan kyk. Nou het Oscar Paul of ek gaan Italië toe en Leclerc het Paul daarso. Nou het jy groot geld betaal om die beste van die beste te sien ry, net om
dat hulle lyk so asof hulle soos jy weet soos 'n kort status is. ja, jy weet dit jy weet dis jy hierdie hulle lyk soos 'n klomp kaskarre. Ja, want jy volgende probleem is ja, voordat hy wegkom en as hy ooit wegkom, dan sit jy met koue bande, engines wat nog nie lekker opgefire is nie. En veral ons daar daai eerste chicane wat so vinnig kom. So dit is van chaos. Dit is 'n recipe for disaster. Nee, absoluut, want hulle gaan mekaar daar vas ja. So ek dink ons gaan regtig moet kyk na dit en kyk wat bring die FIA uit saam met die spanne as 'n solution. Ja. Ek dink een of ander vorm van engine mapping met 'n launch control sal dalk nog 'n hooplike ek dink is nog 'n knop. Ek dink is net 'n setting. Ja, is net 'n setting. Jy weet, en dan jy weet sodra hulle uit die setting is, kan hulle maar net terugskuif, jy weet. Ja. So hopelik is daar 'n oplossing. Ek kan nie dink daar 'n nuwe oplossing vir dit is nie. Nee, dan sal moet 'n vorm wees. En dan Kalla, as ons nou kyk, jy weet, as ons nou weet ten slotte kom, ek dink ons het nou gepraat oor Mercedes se krag en ja, ons sien die Red Bull Ford lyk regtig goed. Jy weet, ons het gepraat oor Williams en McLaren wat regtig baie consistent is. Hulle het 422 laps elk opgeraap vir die week. Aston Martin is hulle op 'n krisispunt. Nee, ek sal nie so sê. Ek dink nie die Honda integrasie is so moeiliker soos wat hulle gedink het. Ek dink hulle is net besig om hulle is besig om hulle tyd te vat. Ja. En hulle spring daar oor 'n paar sandsakke. Maar as ons nou by die slotsom kom en die einde kom van hierdie podcast, die rangorde. Wie's vir jou, waar sal jy die rangorde sit? Dis na die test. Kom ons gaan nou purely op, net om jou idee te gee. Ja. Dag 2. Dis Charles vinniger. Ja, ek sê Charles het 'n massiewe lap ingesit. Okay, so hy het 'n full Grand Prix distance in die aand gedoen en George wat in die oggend die vinnigste was met die Mercedes, het ook 'n full Grand Prix distance gedoen. Nou, hoor hierdie scary stat. Oor die periode van 57 laps, was Charles na die 57 laps 28 sekondes vinniger as George oor dieselfde hoeveelheid laps in die dag. So daai motor kan nog steeds hitte hanteer nie. Hy kan nie. Niks het verander nie. Verstaan jy? Dit wys ook net, jy weet, dat iewers match iets nie vir my lekker nie. Ja. Jy weet so ja, dit is ek stem 100% saam met jou. Weet jy wat? Ek gaan as ek net uit 'n totale F1 ondersteuner wil kyk en ek wil amper sê probeer om te sê neutraal staan en ons kyk gou en ons hou nie vas in 'n span nie en ons wees gou so neutraal as moontlik. Dit is bitter moeilik. Ek gaan nie vir jou jokkie, dit is, maar jy gaan hou hiervan. Okay, gooi. Ek wil bitter graag Ferrari in die top 3 sê. Ek dink hulle is. Ek gaan, weet jy wat, ek sê nou vir jou, ek dink dit is die oudste span in Formule 1. Hulle is. Dis 'n span met soveel geskiedenis, met soveel groot name in die verlede. Dis my eintlik hartseer om te sien waar hulle verlede jaar geëindig het of vir die laaste jaar of 2 waar hulle en dit is nie noodwendig die bestuurders se skuld. Maar daar is die pille vir domheid. Nee, ek hoor jou. Ek hoor heeltemal wat jy sê en ek stem 100% saam. Ek dink ons het dit al baie in die verlede ook gesê oor absolute horribale beslissings of besluite wat hulle gemaak het. Maar ek sou bitter graag weer Ferrari in daai top 3 wil sien in constructors nou. Ek dink Red Bull gaan verseker daar wees. Ek moenie vir hulle weggooi nie. Hulle het hard beklei met daai Ford engine en hulle het 'n paar goedjies daar dink ek gaan doen. Goed wat ons dalk nog eers gesien het nie. Mercedes as hulle kan hulle goedjies uitgestryk het, wat eintlik maar wat ons maar net ook gesê het, jy weet wat ons hoop is vir testing, kan hulle potensiaal daar wees.
McLaren gaan dalk eerder hulle posisie invat as Mercedes dit kan doen nie. Dan dink ek gaan McLaren daar inskuif. En weet jy wat, ek wil my verstout om te sê dat as ons 'n wildcard kan ingooi, dan gooi ek vir Audi ook nog daar in die mix. Okay. Wat van Alpine? Alpine het beter gelyk. Hulle het baie goed gelyk actually. Hulle definitief hulle het of hulle top 3 is, weet ek nog nie. Nee, ek sou definitief hulle in dieselfde asem noem as 'n miskien 'n Williams. 'n Williams, ja. Ja, ek dink hulle kan potensiaal baie goeie midfield. Ja. Met Audi. Ja. Aston. Ons moet afhangende wat Aston nog kyk wat ek dink ons het al Aston se ware klere gesien. Ek dink definitief Cadillac is op die stadium. Ek dink hy is die onder die uitleer. Ja. Jy weet, maar vir die race is dit definitief ek sou definitief ooreenstem met jou dat jy daai Williams, Haas, Audi, Alpine in die middel wat nou, jy weet, regtig gaan surface daarso. So ja, kom ons kyk wat lewer hierdie week se testing vir ons op. Ek dink ons het nou lekker gepraat oor die Active Aero en die wegspring probleme en dit was nou alles om die sport te verbeter, maar voel dit vir jou minder kunsmatig? Nee, nie regtig nie. Is dit nog, jy weet, soos Active Aero, Boost Mode, hulle het nou goed om te defend en te overtake en ons het voor die tyd het ons hier oor iets gesels en oor dinge wat werk en nie werk nie en goed nie en ek het nogal vir jou genoem. Ek hou daar persoonlik, ek hou van my bakkie waar daar nog so min as moontlik tegnologie in is. En ek praat van elektronika en goed, want ry ek in 'n stofpad, elektronika en stof is die maatjies nie. En kyk, my bakkie is oud. Hy's 2008. So ek bedoel hy spel nog nie elektronika so lekker nie. So ek hou daarvan. Maar nou is die probleem is hulle het vir my dis asof hulle nou verdriedribbel het amper met elektronika in hierdie motors. Ek bedoel met al die boost modes en al die tipe van goede, die battery. Ek verstaan wat hulle probeer doen en ek hoor waartoe hulle besig is om te gaan. Daar's net 300 meer goed wat kan verkeerd gaan nou. En dit voel vir my amper, jy weet, daai bestuurder voel partykeer asof hy sit nou met 'n Xbox remote in sy hand, terwyl met al die knoppies waarmee hy nou moet die kere gaan. Presies. Verstaan jy? Inteendeel, waar ons wil graag kyk hoe watter ou kan 'n kar vat, hy kan vir hom jaag om daai baan en hy kan kompeteer met 'n ander ou, verbygaan 'n skoon wedren ry op 'n skoon manier, maar ek bedoel mekaar kan battle in 'n met karre langs mekaar en verbygaan en al daai mooi goed. Nie om te gaan sit en wonder watter knoppie moet ek wanneer druk, moet ek nou hierdie ding draai, moet ek eers wag. Hy moet 'n kar manage op hierdie stadium van die geveg en dis wat ek voel. Ons is nou besig om van die bestuurders amper 'n manager te maak in plaas van 'n bestuurder. En dan sit so op die sideline note, bestuur die kar net so by the way. En goed, en ek voel ons verloor nou daai aspek, maar die regte goed, 'n Max. Ek bedoel ek sien 'n Max as die jonger ouens, maar is nog steeds as hierdie ou tipe manier van beklei en op 'n baan en jy weet die ou gaan nou meer moet sy kar manage as wat hy actually kan konsentreer op, weet jy wat, sit hy voet plat en laat gooi. Ja. En dis wat my bekommer oor dit op die oomblik waantoe F1 op pad is. Ja. Ek hoop ek is verkeerd. Ek hoop regtig ek is verkeerd dat dit voel net in die begin so, want ons ken nie dit nie. Ons verstaan nog nie lekker wat regtig in 'n sodra hulle te mekaar eers uiteindelik op daai baan gaan jaag nie. Wat die kompetisie gaan begin nie, laat dalk verras hulle ons. Ja. Maar op hierdie stadium van geveg is dit my gevoel. Dit is my asof dit 'n bekommernis is om dit voel vir my ons is besig om 'n verkeerde draaitjie te vat. Ja, kom ons kyk. Dalk te ver. Ek dink ek hou van hoe die motors lyk. Daar stem ek saam. Ek hou van die Active Aero, to be honest. Ek dink net al die elektroniese foefies
moet ons van ons raak, Papa V10 in, jy weet, en kom ons, let's make F1 great again. Maar, kom ons gee het 'n kans. Die karre is definitief harder as wat ek geantisipeer het, en verwag het. En ja, kom ons kyk uit vir hierdie week se test, as julle wil weet waar julle dit kan kyk, F1 TV gaan dit uitsaai, kry jou subscription reg daarso, hulle gaan van die oggende af, van 9 uur af glo ek, hulle is mos nou maar bietjie voor ons, gaan hulle begin uitsaai, jy kan heeldag kyk, en dan as jy op 'n rekenaar is, kan jy multi-viewer aflaai en jy kan multiple skerms dan oopmaak, so gaan kyk na daai funksie. En is gratis, net die multi-viewer. Dit is gratis, so ja, ek dink ons baie om uit te sien, ek dink hierdie week gaan ons sien hoe die engines bietjie oopdraai. Nee, dit sal lekker wees. En dan wil ek ook almal aanraai, asseblief gaan hop op Superbrew, kry jouself reg vir, is dit 8 Maart wat ons eerste Grand Prix is? Ja, ek dink is 8 Maart, jy's reg. So, dan gaan ons wegspring en is die 5 ligte uit in Australië. Lekker. Waarna ons verskriklik uitsien, so asseblief doen dit. Baie dankie weer eens aan almal wat ons ondersteun, like, support, share. Ons gaan binnekort vir ons gaste weer kry. Ons het klaar vir Ruben gekry. Ons gaan in Maart maand vir Stewart hier op die podcast hê. En ons het 'n paar ander verrassings wat ons ook gaan bring na die partytjie toe. Maar baie dankie julle dat julle ingeskakel het. Kalla, was lekker om te chat. Kom ons kyk hoe lyk testing 2. En dan onthou 23 Februarie episode 1 en season 7 van DTS is uit. Okay, so al julle DTS fans, ja, ek dink ons almal is, want ons is net honger vir F1. Kan ons dit bietjie gaan kyk? Ons kan kyk hoe Christian Horner sy toys gooi oor Red Bull. Toys gooi oor Red Bull en hoe die girl geklaat het en haar bout geknyp het, al daai dinge. So ja, dankie julle ingeskakel het. Subscribe, share, like, volg ons op TikTok, Facebook, Instagram en ons is nou maar besig om te gaan saam met die pas van Formule 1 op die oomblik, maar binnekort gaan ons 'n paar goedjies weer oplaai wat ons net, ek dink ons moet hierdie week Kalla so 'n bietjie net weer hoe V10 indruk daarso Paul Lap en dat ons net om ons te hoor, die honger wil ons 5 ligte kommentator net daar weer 'n bietjie 'n spreekbeurt kry daarso, verstaan? Ja, sy stem 'n bietjie losmaak vir die seisoen. Bietjie losmaak. So met daai pragtige bomskok van V10s is 5 ligte oor en uit. Ons sien julle in die volgende episode.